Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot seën sal wees. En so begin ons ook, nou dat ons meer is en die skole begin en grootliks ook in die kerklewe normaliseer, kan ons weer begin voorsangliedere sing. Ons sing 2 voorsangliedere, al 2 is onder die rubriek van doop, want ons kyk ook vandag na 'n teks waar Christus gedoop is en daarom daai tema. So sê die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, en ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe Here, dankie dat ons kan weet, dat U ons gebede hoor, dat U hier is, dat U luister. Ja, Here, dat U selfs hoor daardie gebede wat nie in woorde geuiter kan word nie. Die versigtiging van menseharte, sonder woorde. U wat ook dit raak sien. Here, dankie dat U ons God is. Dat ons in gebed voor U kan kom, met wat ons vra, maar Here, U sien ook verder en dieper en meer. So besef ons in ons gebed en vir wat ons vra, wat ons weet, U reeds van weet, doen ons dit ook dat ons besef ons afhanklikheid. Daarom besef ons in ons gebed dat ons mens is. Here, dankie vir die voorreg om as gelowiges saam in U huis by mekaar te kan kom en te weet U spreek deur die woord en in waarheid. En raak ons ook nou stil, neem ons erns en bid dat U sal spreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus. Matteus 3, verse 1 tot 17. In my Bybel is dit op bladsy 7 van die Nuwe Testament. Matteus 3, 1 tot 17. Is die eerste opskrif daar, Johannes die Doper en sy prediking. Ek hou vir u voor. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan af na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel, dat julle by julle self kan sê, maar ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere. En ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. En dan die tweede gedeelte binne ons skriflesing handel oor die doop van Jesus, is die opskrif daar. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom
om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur toe te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor, maar meer gelukkig ons wat dit kan doen, daarvolgens kan lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, ons is tans, soos jy in die kalender ook sal raaklees, in die tyd genoem Epifanie, die Epifanie-tyd. Nou, Epifanie kom van die Griekse woord Epiphanos en dit dui woon daarop om te kan openbaar, om lig wat skyn, of iets in deurvoege, belig, uitwys. En in die Epifanie-tyd is dit grootliks dan fokus op die verskyning van Christus, waar Jesus as mens op aarde, maar as God tegelykertyd in dorpies aangedoen het, mense genees het, gepreek het, sy verskyning waar hy rondgegaan het, belig, homself as die seun van God, mense tot geloof gebring het. Jy kan hoor, met hierdie woord skyn of belig is daar baie verskillende beelde en metafore wat na vore kom. So in die Epifanie-tyd is dit spesifiek kerke wat die leesrooster volg, is dit ons teks vir vandag. Trouwens, dis eintlik maar die doop van Jesus is die fokus. Verskillende kerke kan dalk ander tekste uit die verskillende evangelies lees, maar kerke wat die leesrooster volg, soos ons in die Epifanie-tyd is, staan ons stil by die doop van die Here Jesus Christus. Kom ons kyk, geliefdes, staan stil by wat ons hier gelees het, maar hoe ons dit ook ons eie maak vir ons dag en tyd. Baie bekende verhaal. 'n Verhaal wat begin met die aankondiging van Johannes die Doper, dat mense hulle moet bekeer, en die rede vir hierdie bekering is, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou hierdie uitdrukking, die koninkryk van die hemele, is dieselfde woorde wat Christus gebruik het, toe hy met sy bediening begin het. So ons kan dadelik sien dat dit 'n baie sterk tema in die evangelie volgens Matteus is. Johannes se eerste woorde is, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En Christus se eerste woorde, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. As ons vir 'n oomblik met die merkwaardigheid van hierdie uitdrukking net bietjie by dit stil staan, die koninkryk van die hemele, is dit maar baie dieselfde beskrywing soos die koninkryk van God. In die vroeë kerk het hulle maar die siening gehandhaaf dat mense nie sommer onnodig die naam van God sou gebruik nie. En daarom die koninkryk van die hemele, in plaas van wat ons sou praat, die koninkryk van God. Maar dit verwys eintlik na een en dieselfde. Ek sal onthou, ek het al tevore ook hieroor gepraat, dat in die Ou Testament, veral as jy Bybel sou vertaal het, dat die persoon wat die Bybel sou vertaal en gewoon by die naam van God kom, om dit te vertaal, moes homself gaan reinig het 7 keer omtrent. En dan is jy waardig met hierdie reiniging om die Here se naam, God, nou neer te kan skryf. So, mense in die Bybelse tyd het nie sommer God se naam neergeskryf of dit oor die lippe geneem nie. Daarom sien ons dat dit in die vroeë kerk baie dieselfde was, hierdie Joodse siening wat gehuldig is. Ons as Christene kyk nie so na die saak noodwendig nie, maar in die vroeë kerk kan ons sien, Matteus ten minste, dat daar nog steeds melding is van koninkryk van die hemele. Maar dit moet baie duidelik wees, dit handel oor die koninkryk van God. En verder dan nou, as dan die koninkryk van God of die koninkryk van die hemele aangekondig word, dan was dit die verwagting van die mense van daardie tyd gewees, dat hier iets groots moet volg.
die koninkryk van die hemele word aangekondig, so iets moet gebeur. En jy kan dalk in dieselfde lyn dit verstaan soos 'n Ou-testamentiese profeet byvoorbeeld, wat 'n profesie sou maak, en as hierdie profeet wat hy geprofeteer het, wat hy aangekondig het, as dit waar is, as dit gebeur het, dan weet die mense, dis 'n ware profeet. Teenoor 'n profeet wat sê, luister, dit gaan gebeur en dan gebeur dit nie, het mense geweet, dis 'n valse profeet. Maar hoe dit ook al sê, wat gesê is met hierdie aankondiging, koninkryk van die hemele is gesien in daardie lig, iets groots moet gebeur, vervolgens. En dit wys eintlik daardie sin vir Johannes die Doper, sit dit hom in die galery van profete, want hy is aanvanklik hierdie aankondiger, die koninkryk van die hemele wat gaan aanbreek. En daarom kyk mense nou, hierdie verwagting, iets moet nou gebeur. Hy het dit nou gesê. Dink byvoorbeeld aan die profeet Elia, toe hy aangekondig het dat daar vir 3,5 jaar dit nie gaan reën nie, en dit ook toe nou so gebeur het die mense geweet, hierdie is 'n ware profeet. So, wat hier gebeur in ons teks is eintlik 'n toets van die mense, is hierdie Johannes die Doper 'n ware profeet? Veral met hierdie aankondiging. Wat gaan gebeur? Jy kan sien as ware hierdie afwagting. En dit is baie belangrik, want dit is in die begin van ons evangelie, so daar word eintlik by die leser ook hierdie afwagting geskep, hier moet nou iets gebeur. En dan wat gebeur daarna direk, is Jesus wat gedoop word. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het gekom. Hy word uitgewys as 'n profeet, hierdie Johannes die Doper, as 'n tipiese Ou-testamentiese profeet, en in ons teks word ook nog eintlik 'n rede verskaf hoekom ons hom so moet sien. Ons lees, hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het. Met ander woorde, wat 'n ander profeet gesê het oor hierdie profeet. Toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit, lees ons. Geliefdes, en wat ons vind, is dat mense in daardie leefwêreld stroom in hulle hordes, in hulle getalle, om deur hierdie profeet sien hulle hom, om deur hierdie Johannes die Doper gedoop te word. Ek meen dat hy bekend staan as Johannes die Doper, sê nogals baie van sy taak, hy doop. Geliefdes, maar dan veral vir ons dag en tyd, en jy moet mooi luister. As ons praat van Johannes die Doper, of Johannes wat gedoop het, dan is ons geneig met wat ons begrip en verstaan van doop is, dit te vergelyk met die Bybelse tyd, of die Bybelse tydsin te vergelyk met wat ons as doop verstaan. Hier is dit krities belangrik. Die doop waarvan ons hier lees, was 'n gebruik wat in die Joodse kultuur gehandel het oor die bekering van sondes. Dit is 'n ander doop, dit is nie te vergelyk met ons Christelike doop nie, en gewoon, eintlik voor die hand liggend, dink daaroor na, Johannes die Doper het nie mense gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dit was 'n gebruik in daardie tyd, mense wat hulle bekeer het van hulle sondes, sou hulle gedoop het. Soos dit maar die gebruik was, as jy 'n vertaler was en jy die naam van die Here moes neerskryf, moes jy jou gaan doop het, 7 keer. Hulle het baie van hierdie gebruike gehad, om jou te reinig, ritueel, kulties, rein te kan verklaar. En so ook dan nou, hierdie bekeringsdoop. Ons sien, as ons Christelike doop vergelyk met die doop, is dit eers veel later in die evangelie, waar niemand anders nie as Christus self die doop ingestel het, en gesê het, jy sal mense doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So op hierdie stadium, baie belangrik, krities belangrik, dat wat ons hier van hierdie doop van Johannes die Doper het, is nie dieselfde as die Christelike doop nie. Daar is noodwendig raakpunte, maar dit verwys nie na dieselfde doop nie. En so sien Johannes die Doper iets gebeur. Soos mense van oral oorkom om gedoop te word, die skuim van die samelewing,
Sien jy ook die roem van die samelewing, daardie tyd, die skrifgeleerdes, fariseërs, sadiseërs, hulle kom ook om hulle te laat doop. En hy is nogal ontstel daaroor. Hy is ontstel om te sien dat die geestelike leiers van die tyd kom, want hy sien hulle skynheiligheid raak. Hy sien in die openbaar, wil hierdie mense nou net wys, ek bekeer myself. Daarom sê hy vir hulle, dit is eintlik belangriker, dra vrugte van bekering. Laat jou lewe so wees, nie vir die ander mense te wil wys hoe hoog heilig jy is, maar lewe volgens die wil van God. Jy kan sien, hy is ontstel oor hierdie skynheiligheid van die skrifgeleerdes, waar hy praat van, dra vrugte wat by bekering pas. Elke boom, lees ons, sê hy, wat nie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En dan verder, sy koring verwysend na God, sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Dit is eintlik fyn lees, susters en broers, wat hy hier doen, en ek dink, dit was verskriklik vir die skrifgeleerdes om te sien, dat Johannes die Doper hierna verwys is. Hy praat van die skare, die skuim van die samelewing, wat hy teenoor hulle, die skrifgeleerdes, die roem van die samelewing stel. Hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle het nie daarvan gehou dat hier 'n persoon, wat erken word as 'n profeet, so luister maar na sy woorde, dit met hulle doen. Om hulle te gaan vergelyk met die gewone man op straat. Dan begin jy agterkom dat hulle ook later minder van hom gehou het, omdat hy juis uitgewys het, hulle skynheiligheid. Wat ons hier sien, is aan die een kant, wat hy die skare uitwys as, hulle wat hulle self bekeer van hulle sonde, en hierdie sin van opregtheid, hierdie skare, die skuim van die samelewing, teenoor skrifgeleerdes, hulle wat maar net kom om gesien te word, skynheiligheid, skare bekeer hulle, teenoor die skrifgeleerdes wat vals optree. Die skare wat vrugte van bekering dra, skrifgeleerdes wat jy nie hierdie vrugte sien nie. Die doop met die Heilige Gees, teenoor die doop met vuur. Eintlik vir hulle sê, dit sal julle voorland wees. Hulle lot, presies soos in lyn met Oud-testamentiese wysheidsliteratuur, wat baie van 'n boom vertel. Ons verstaan 'n boom, hoe hy groei, hoe hy werk, die wortels, vrugte dra. Vat hy dit as 'n voorbeeld, en hy vergelyk die skrifgeleerdes daarmee, en sê, die byl lê klaar teen die wortels. Met ander woorde, die oordeel is op hande. En nadat hierdie bome uitgekap word, wat hy vir die skrifgeleerdes sê, julle is daar die bome, skrifgeleerdes, word dit in die vuur gegooi, verbrand. En dan sê hy daarop, en jy kan sien hoe raas hy eintlik met hulle. Julle wat nogals dink, ja, in die bloedlyn het ons Abraham as voorvader, ons is volbloed goeie Jode, nie hierdie gewone skare nie, hierdie halfbloed Jode nie, ons is goed. Sê hy, God kan uit daardie klippe, kan hy kinders van Abraham verwek. Skrifgeleerdes, fariseërs, sadiseërs, moet nie so 'n hoë dink van jouself hê nie. Die Here kan uit klippe uitmaak, wat jy dink, jy in goed is. Die Here wys hier op hulle hoogmoedigheid. Die Here stel baie duidelik hierdie brug tussen fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerdes en die gewone mense. Dis al klaar vreemd in die verhaal, dis radikaal eintlik. Geliefdes, maar dit gaan net meer en word erger as het ware, wat ons kan noem 'n vreemde verskynsel wat volgende gebeur. As ons praat van epifanie, dan is dit 'n vreemde epifanie. 'n vreemde verskyning wat pas nou gebeur, want met dit alles kom Jesus na Johannes die Doper, ja, profeet, maar ook maar net 'n mens, en hy kom om deur Johannes die Doper gedoop te word. Mens vir 'n oomblik net hieroor nadink. Die vraag is dit nou nie teologies problematies, met pas gesê wat so is, dat daardie doop 'n bekeringsdoop is nie. Bekering van wat? Bekering van sonde.
En per implikasie kom Christus nou en hy word gedoop, so dan is die vraag, en die goeie vraag wat jy sekerlik jouself moet afvra is, sê dit dan nou dat Jesus sonde gehad het, dat hy so gedoop is? Wat sê dit? As hierdie doop dan nou nie te vergelykend is met die Christelike doop nie. En geliefdes, juis in daardie vraag, wat 'n puikvraag is, moet mens dieper beweeg. Jy kan hoor, soos daardie skaaf en skuur tussen die Fariseërs, die Sadduseërs en met Johannes die Doper is hier 'n teologiese, dit sit nie lekker nie, hoe verstaan ons hierdie gedeelte? En soos jy dieper gaan, besef mens eintlik groot teologiese intensie. Want so was dit. So vra Johannes die Doper dan met hierdie problematiek, hierdie selfe vraag wat ons eintlik onsself mee bevind. Hy sê, Here, moet ek deur u gedoop word? Ek is 'n mens. Moet ek wat sondig is, deur u wat volmaak is, gedoop word? Hoe werk dit? En dan antwoord Jesus hom, nogtans. Met ander woorde, Johannes die Doper, al is dit wat jy sê waar, al is jy 'n mens met jou sonde, en al is dit waar dat ek eintlik vir jou moet doop, en Johannes die Doper, al is dit waar dat ek nie nodig het, want ek het geen sonde nie, dat ek nie nodig het om so gedoop te word nie, nogtans moet jy dit doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. So beweeg ons bietjie dieper in die verstaan van hierdie teks. Die wil van God. Hierdie frase. Dit is nie 'n onbekende frase vir ons nie. Die wil van God, dat Jesus wat nie nodig het om 'n bekeringsdoop te ondergaan nie, tog dit steeds deurgaan. Die wil van God, dat Christus op so 'n manier met sondige mense assosieer. Die wil van God, dat Jesus wat sonder sonde is, terwille van ons saligheid, soos die sonde self behandel is. Nou begin mens bietjie duideliker hierdie verskyning sien, en verstaan dat, ons praat so gereeld, dis die kruis, en aan die kruis wat Christus soos die sonde self behandel is, en is waar. Maar met hierdie bekeringsdoop, wys dit al klaar vooruit wat nog gaan gebeur. Jesus se eerste optrede wys vooruit na hierdie volmaakte optrede wat gaan gebeur. Geliefdes, dis merkwaardig. Hierdie evangelie is meesterlik saamgestel so. Ons moet bietjie stadiger ons Bybel lees, om dit so raak te sien. Die verskyning, die epifanie van Christus, by hierdie bekeringsdoop, ets die donkerte van die kruis nog wat gaan volg. Wat daar en dan gebeur het, wys vooruit na wat gaan gebeur aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Die water van daardie doop, water, skoon was, wys vooruit na die kruis, bloed, skoon was. En soos hierdie omarmende moment van Christus se eerste optrede met die kruis, is dit alles aaneenlopend. Dis evangelie. God se plan fyn uitgewerk. Dalk het die vraag by jou opgekom. Ek hoop dit het dalk by jou opgekom soos mens die Bybel lees, en mag ons ook later aan so ons Bybel stadig lees, dat ietsie soos hierdie woorde van Christus wat onmiddellik uit die water uit gegaan het nadat hy gedoop is, vir mens vraagtekens moet laat. Hoekom word dit genoem? Jesus is gedoop, goed ons verstaan, Johannes die Doper, wie hy is, Christus se rol, hoekom hy gedoop is, word soos die sonde self, dit wys vooruit na die kruis, maar dan noem die teks sommer net vlugtig, sommer so half terloops, en nadat Christus gedoop is, het hy dadelik uit die water gegaan. So moet mens eintlik as speurder optree met die lees van tekste en jouself vra, hoekom wil 'n evangelieskrywer dit noem?
Hoe lank Jesus dan nou in die water was na hierdie doop? Geliefdes, dit word nie verniet so gemeld nie. In daardie tyd was dit die gebruik gewees na jou bekeringsdoop. En dan was jy kon baie bekeringsdope gehad het. Maar soos jy dan nou gedoop is, het jy daarna eers jou sondes bely. En dis hoekom ek so ook sterk daarop wys dat ons nie hierdie doop kan gebruik as 'n model van hoe die doop moet lyk of nie. Dit is 'n heel ander doop, in die Joodse kultuur. Maar dit is baie interessant. Dis hoe hulle dit gedoen het daardie tyd. Jy het jou eers laat doop en dan van jou sondes het jy dit bely as het ware. Dit maak sin dan sekerlik hoekom Christus nie getalm het in die water nie. Hy is gedoop en ons verstaan die merkwaardigheid daarvan, maar die evangelieskrywer dit baie vinnig sê, dat almal dit verstaan in daai kultuur is, hy was vinnig uit die water uit. Hoekom? Want hy het nie nodig gehad om enige sonde te bely nie. Hy is die sondelose. Hy hoef nie nog met Johannes die Doper te gaan gesels het nie. Dit was nie nodig nie. Want die sondelose het tog deurgegaan wat hy nie nodig gehad het om deur te gaan nie. Dis hierdie bekeringsdoop van Johannes die Doper. So moet mens fyn lees, so belig dit as het ware wie Christus is, as God en mens, maar as sondelose. En dan lees ons, met eens het die hemel bokant hom oopgegaan, en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Dit is nogals interessant, en ek dink die vertalers het dit baie goed ook so bereik. Die Grieks maak gebruik van 'n aaneenlopende aksie, 'n kom en bly op Jesus, hierdie gees. Dit is nie die duif wat op hom gekom het nie, net verlede tyd nie, word so beskryf, dit het gebeur en dit is die heeltyd so. Eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Aaneenlopende aksie. Die hemel staan as ware stil in aanskoue, geliefde, voor hierdie goddelike oomblik. Die hemele gaan oop, dit skeur oop, hierdie skans tussen God en mens. Oorbrug Christus, hoor weer, Christus die middelaar. Deur Christus het ons alleen toegang tot God die Vader. En in hierdie handeling is dit vanuit die hemel wat hierdie duif, simbool van vrede, neerdal. Dis nie 'n koninklike arend nie. Dis 'n skadelose duifie. In die Ou Testament was dit jou laagste tipe, jou nederigste tipe offer wat jy kan bied. As jy nie geld gehad het om die skaap en die ram en die beeste te kon gee nie, het jy 'n duifie geoffer. Dis nie die arend, dis 'n duif wat neerdal. Het wys hierdie nederigheid van Christus. Hierdie vrede wat 'n duif ook voorstel. Christus wat die hemele weer oopmaak. En is tot vandag toe so. Dit is nie net 'n verhaal van toe nie, maar ook vir nou. Vrye toegang wat ons altyd het, alleen deur Christus, tot God die Vader, en in die krag van die Heilige Gees. Geliefdes, mag ons raak sien dat hierdie gedeelte bo enige iets anders uitspel, belig, dit duidelik wil wys, die verlossing van Christus Jesus, wat mens geword het, wat sonde self kom word het, om so behandel te moet word, maar tog die sondelose. Selfs in 'n verhaal soos Christus se doop, ja, wat mense vir welke redes ook maar baie anders interpreteer, staan een ding voor, van Christus wat tot die uiterste toe gaan in sy liefde vir ons. Die doop van Christus wat vooruit wys na sy dood. Vernedering van 'n bekeringsdoop wat
eintlik van veel meer getuig. Getuig van die kruis. Het ons tevore al die gedeelte so gelees en die kruis belig gesien? Mag dit altyd wees, dat as ons die gedeelte lees, ons die kruis sal sien. Want dit is waartoe hierdie gedeelte wys. Weer die sleutelwoorde, die wil van God. Mag ons hierdie woorde, geliefdes, in ons doen en laat, en ons hier en nou, in ons elke dag se lewe navolg. 'n lewe in dankbaarheid vir die wil van God. En dan gebeur ook die wonderwerk in ons lewe, dat vrede soos 'n duif as ware vanuit die hemele neerdal. Vrede. Al beleef jy dalk op hierdie oomblik baie onvrede, of wat ook al dit mag wees. Die Here gee ware vrede. En mag ons in antwoord daarop nie anders kan nie, as om 'n lewe te lewe volgens die wil van God. Ons ken die wil van God. Ons hoor dit gereeld. As dit ons erns, geliefde, lewe ons, is dit ons mikpunt. 'n lewe maar net gewoon volgens die wil van God. Of probeer ons maar ons eie wil volg. En dan gebeur wat in hierdie gedeelte gebeur, ook vandag, waar vrede oor ons daal, vrede wat verstand te bowe gaan. En is dit ook God se woorde aan ons elkeen vandag? Dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dis my geliefde dogter, oor haar verheug ek my. Alles tot eer van God. Amen. Kom ons bely ons geloof in ons harte saam aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mens en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.